Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus Leef in Jou. My naam is Paul Stander en is baie lekker om saam met julle hier op Kruiskyk te kuier en om die waarheid oor die evangelie van Jesus Christus met julle te deel. Nou, vandag se boodskap is vir my baie interessant en ek dink dit gaan baie van ons raak. En die titel is: Jy is gemaak om storms te oorwin. Klink snaaks, maar as ons na ons lewens kyk en veral in die wêreld en waar ons vandag leef, daar is geweldige hoeveelheid storms wat almal tref, gelowiges en ongelowiges. En baie mense word platgeslaan, baie staan op, maar dan is daar weer baie wat platgeslaan word en bly lê. En ek wil vandag met julle praat oor, ons is gemaak om daai storms te oorwin. Ons is nie gemaak om platgeslaan te word nie. Jesus het vir ons 'n mooi voorbeeld gegee, waar hy gesê het, as ons sy woorde bewaar, dan vergelyk hy ons met iemand wat sy huis op 'n rots bou. Met ander woorde, as ons doen wat hy sê, gaan daar storms teen ons kom, maar hy beloof ons dat daai storms ons nie gaan onderkry nie. Met ander woorde, dit wat God in ons gedeponeer het, dit wat hy in ons geplaas het, is regtig groter as enige storm daar buite. Maar aan die ander kant weer, dan noem hy, as jy sy woord hoor en dit nie toepas nie, kan jy sien daar's 'n keuse vir ons. Dan sê hy, dan is jy soos iemand wat jou huis op die sand bou. En dan gaan daar ook 'n storm kom, en hy sê, maar dan gaan daai huis val, en normaalweg sê hy dan, die val van daardie huis was baie groot. So ons moet besef dat as gelowiges, het God ons bekwaam gemaak om storms te kan oorwin. Hy het ons alles gegee wat nodig is om goddelik te kan wees in hierdie tydperk wat ek en jy hier op aarde is. So ek wil jou vandag bemoedig, maak nie saak waardeur jy gaan nie en waar jy op hierdie stadium is nie. Jy moet altyd weet, elke probleem het 'n oplossing. Daar is nie een probleem wat God nie kan oplos nie. As ons kyk na Jesus toe, hoe Maria swanger geword het. Sy was gebore sonder dat daar 'n man betrokke was. Hoekom? Want niks is vir God onmoontlik nie. En ons moet daardie manier van dink aankweek. Ons is kinders van die Allerhoogste God, en ons is nie net kinders van 'n aardse pa of 'n aardse ma nie. Jesus het ons vir ons gesê, julle moenie iemand op hierdie aarde julle vader noem nie, want een is julle vader, hy wat in die hemele is. Sien, as jy jouself identifiseer met 'n natuurlike ma of pa, dan identifiseer jy jouself ook met hulle tekortkominge, waardeur hulle gaan. Maar as jy anders dink, as jy besef dat God jou vader is, en die woord is mos nou duidelik, as ons hom aangeneem het, dan gee hy ons mag om kinders van God te word. Met ander woorde, seuns en dogters van God. En nou Jesus het ons vir ons kom wys hoe 'n seun van God leef. As ons kyk na alles wat teen hom gekom het, hy het die heeltyd vasgehou aan sy Vader se beloftes. Hy het geweet wie in hom is, en hy het nooit op sy eie krag staat gemaak nie. Hy was vir ons 'n voorbeeld om te wys, dat maak nie saak waardeur jy gaan nie, God sal jou altyd daardeur vat. En wat interessant van hom is, hy het nie net by dit wat ons deurgaan gebly nie, hy het selfs die dood vir ons ervaar en beleef, en daardeur gegaan, en aan die ander kant uitgekom, opgestaan, die dood, die hel, die magte van die duiwel, en alles oorwin, om vir ons te wys, tot wat 'n seun of 'n dogter van God in staat is. Nou, een van die groot voorbeelde, ek wil net so vinnig, so 1 of 2 voorbeelde met julle deurhardloop, net om vir julle te wys, om nie moed op te gee nie. Baie van ons is gekies. God het ons geroep om groot dinge vir hom te doen. En
maar jy gaan teenstand kry. Ek bedoel, as jy daar iets in jou hart is, iets wat groot is, iets wat jy voel, God het jou geroep om te doen, dan gaan dan ons, Engelse woord sê obvious, gaan na teenstand kom. Die duiwel hou nie van wat jy doen nie. Hy sal altyd probeer om dit wat God in jou geplaas het, met leuns en allerhande bedreery, jou te verhoed, om dit tot uitvoering te bring. As ons kyk byvoorbeeld na Josef in die Bybel, die seun van Jakob, hulle het hom 'n dromer genoem. Hy het goed gesien in die toekoms en hy het drome gedroom en hy was soos 'n visionary, iemand wat die toekoms kon sien, maar sy broers en dit het natuurlik glad nie van hom gehou nie. Hulle was baie jaloers. En toe hulle eendag daar by mekaar sit in die veld en toe hulle hom sien aankom in Genesis 37, sê hulle, daar kom daardie dromer aan. Nou kyk wat doen hulle jaloesie. Hulle sê, kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê, 'n wilde dier het hom opgeëet, dan sal ons sien wat van sy drome word. Kan jy sien, as jy 'n roeping in jou lewe het, dan moet jy besef, daar gaan teestand kom, daar gaan mense kom wat vir jou sê, maar jy kan dit nie doen nie, of jy is nie in staat om dit te doen nie, of jy is dalk nie gekwalifiseer om dit te doen nie, maar onthou, God kyk nie na jou kwalifikasies nie. Wat vir my so mooi is, wat ek eendag besef het, is dat God soek nie bekwame mense nie, hy soek mense wat hy bekwaam kan maak, en dit is ek en jy. En nou wat het gebeur, toe Josef nou daar aankom, toe gooi hulle hom in die put, en toe hy daar in die put lê, nou dink hierdie ou is 'n dromer, hy het sulke groot planne, en hy dink hy gaan groot dinge vir die Here doen, en die volgende oomblik is hy binne in 'n put. En toe wil sy broers, die een broer, toe sê hulle, nee man, kom ons gaan hom nou nie doodmaak nie, en toe kom daar so 'n klomp mense aan Ismaeliete, wat uit Gilead kom, en hulle het met kamele, met speserye en so aan gehad. Toe sê hulle, nee wat, kom ons verkoop hom. Dis mos nou baie makliker, en toe verkoop hulle Josef, en daar word hy weggevoer na 'n plek toe, wat hy nie eens geweet het, waantoe hy gaan nie. Kan jy sien, God het 'n plan vir jou, en baie keer wil ons hê, dat ons die plan moet sien. Ons wil weet, ek gaan van punt A na punt B, na punt C. Maar God vat jou dalk na punt Z toe, wat jy nie eens geweet het, hoe jy daar gaan uitkom nie. En wat interessant is, hy maak dan 'n weg vir jou, om daar uit te kom, en nou daai weg is nou nie altyd wat ons wil hê nie. Met ander woorde, dit gaan nie altyd gerieflik wees nie, dit gaan dalk nie so gemaklik wees nie, dit gaan bietjie uit jou gemaksone uit, jou daar uitneem, want hierso is Josef op pad na Egipte toe. En wat gebeur met die arme man? Daar word hy verkoop as 'n slaaf, en hy gaan werk in iemand se huis. En Potifar. Nou wat interessant was, Josef het nie moed opgegee oor hy nou 'n slaaf was nie. Hy het nog steeds alles wat hy gedoen het, uitmuntend gedoen. Hy het dit uitstekend gedoen. In so 'n sin dat die persoon vir wie hy gewerk het, hom aangestel het naderhand oor sy hele huishouding. Want Josef het met God gewandel, en een van die dinge as ons met God wandel is, dit wat ons doen ons goed. Want ons Vader is goed, ons Vader bly in ons, en hy gee ons die vermoë om uitnemende, uitmuntende werk te doen. So hier voel Josef nou al bietjie beter, ek is daarom nou nie meer heeltemal, ek is 'n slaaf, maar ek is nou bietjie vry, en ek is in beheer van iemand se huis. En toe kom sy vrou, en sy verlei vir Dawid. En toe Dawid nou nie wil ingee nie, toe het sy stories vir die man vertel, en hier gebeur die volgende ding met Josef. Daar is hy op pad tronk toe. Hy word vals beskuldig, en nou is hy in die tronk. Nou kan jy jou dink die emosies wat daai man deurgegaan het. Hy is die dromer, hy weet, God het 'n plan vir sy lewe. Eers word hy in die put gegooi, en hierna sy Egipte toe, daar's bietjie hoop vir hom, en die volgende oomblik is hy in die tronk. In die tronk het Josef sy beste gedoen, en mense het hom raak gesien. En ons ken mos nou die storie.
toe die skinker en die bakker, hoe hulle nou gekies het om een te kies, en toe het Josef mos nou die drome van Farao uitgelê, en toe is hy nou in bevel van Egipte geblaas, tweede in bevel, want die koning het 'n droom gehad, en niemand kon daai droom uitlê nie. Aan die ander woorde, Farao het iets gedroom, wat hom geweldig ontstel het. Hy het mos daai beeste gesien wat kom, die 7 maarbeeste en die 7 vetbeeste, en hoe die beeste mekaar opeet, en hoe God vir Josef gewys het, dat daar kom 'n hongersnood, 7 jare van absolute oorvloed, en dan 7 jaar van absolute hongersnood. En wat interessant was, Josef het toe die werk gekry, om voorsiening te maak, vir die hongersnood wat voorlê. Kan jy sien, waar hy gegaan het van 'n dromer, waar God hom gebruik het, waar God hom bevorder, en tweede in Egipte geplaas het. Wat 'n verhoging, of wat 'n verandering in 'n mens se lewe. En wat interessant was, die broers het na die tyd soontoe gekom, en kos gesoek, want hulle het self deur die hongersnood gegaan. En wat interessant was, Josef het hulle nie beskuldig nie. Josef het nie dit wat hulle aan hom gedoen het, teen hom gehou nie, want Josef kon besef, dat sy vader, nie net sy vader Jakob nie, maar God, sy vader, 'n plan vir hom gehad het, en hom gebruik het, om nie net Egipte te red nie, maar ook sy ouers, sy pa, en sy eie volk. En dit is wat ek jou wil aanmoedig. Jy is dalk vandag op 'n plek waar jy soveel jare, dit voel asof jy vir God iets wil doen, maar jy voel net, jy kom nie aan die kant uit nie. En ek wil jou vandag bemoedig en vir jou sê, moenie ophou nie. Die Bybel is baie duidelik, dit sê, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, hy sal dit voltooi. So ons moet nooit dink, dat dit wat ons deurgaan, onnodig is nie. Daar's 'n Engelse sêding wat sê, what doesn't kill you, makes you stronger. En ons moet besef dat ons baie keer is God besig om ons voor te berei vir wat hy wil hê ons moet doen. En ons moet soos Josef nie moed verloor nie. Ons moet nie ons geloof prysgee nie. Hy het geglo dat God 'n plan vir hom het, selfs in sy moeilikste tye. So, vandag verstaan jy dalk nie waardeur jy gaan en hoekom jy daardeur moet gaan nie. Maar ek wil jou aanmoedig om nie jou fokus op die probleem te plaas nie, maar jou fokus op God te hou. Hou jou fokus op Jesus, sodat hy vir jou kan wys, vir jou kan openbaar, dat God besig is met 'n plan vir jou lewe. So wanneer probleme jou tref, moenie jou probleem jou God maak nie. Met ander woorde, jy moenie fokus op wat verkeerd is die heeltyd nie. Jy kan byvoorbeeld sê, ek vertrou U Vader, U plan vir my lewe is groter as enige een van hierdie beproewinge waardeur ek moet gaan. Nou 'n tweede voorbeeld wat ek graag met jou wil deel is, net om te wys hoe groot God regtig is en wat Jesus deur ons kan doen, is die geval van Petrus toe hy op die water geloop het. Met ander woorde, Petrus, toe hy vir Jesus sien, het hy geloof gekry om die storms te kan oorwin. Hoor wat sê Petrus vir Jesus, daar in Matteus 14. Here, as dit U is, beveel my om na U toe te kom op die water. Jesus sê toe vir Petrus, kom, net daai een woord kom. Wat gebeur toe? Petrus begin loop en hy loop na Jesus toe. Wat interessant was, toe hy sy oë op Jesus hou, gefokus hou, toe bly hy bo op die water en hy kan loop. Maar wat gebeur toe? Toe begin hy die storm hoor en ewe skielik begin sy natuurlike manier van dink inskop en hy begin hier rondom hom kyk. En hy sê, nee, maar hierdie golwe lyk nou vir my lekker baie groot.
ek weet nou nie hoe lank ek op hierdie water gaan bly nie. En toe hy sy oë van Jesus afhaal, toe begin hy sink. En dis baie keer wat met ons gebeur. Jy moet onthou, dit is al plan wat die duiwel het. Al mag wat hy het, is om jou oë van Jesus af te haal, om jou oë van God af te haal. Met ander woorde, om jou te laat twyfel in jou identiteit, te laat twyfel wie jy regtig is. Dis baie maklik om te sê, ek is 'n gelowige, maar dis anderste om 'n gelowige te wees, met ander woorde, om dit te demonstreer. En dit is wat ek van Jesus se bediening hou. Hy het rondgegaan, goed gedoen, en almal genees, wat onder die mag van die duiwel was. Hoekom? Omdat God met hom was. En onthou in die Ou Testament het mense nie geweet dat God met jou is nie. Daar was mos die skeiding tussen God en die mens. Maar Jesus het vir ons kom wys, wat beteken dit as ek en my Vader een is? Hy het vir ons kom wys wat dit is om 'n goddelike natuur te hê, om te leef bo omstandighede. As ons gaan kyk na al die wette wat daar is, natuurlike wette, Jesus het vir ons kom wys dat 'n seun van God alles kan oorwin. Hy het op die water geloop, hy het blindes se oë oopgemaak, hy het krepeles gesond gemaak, hy het met die storms gepraat, hy het blindes se oë oopgemaak. Met ander woorde, hy het selfs dooies opgewek. En wat het hy vir ons kom wys? Dat God wat in ons is, groter as enige storm is. En dis hoekom ek baie keer vir mense sê, ek weet Jesus is 'n voorbeeld vir ons, maar ons moet nooit uit die oog verloor dat hy 'n voorbeeld van ons is nie. Hy het vir ons kom wys wie ons is en wat ons kan doen. Nou, toe Petrus het gesink, toe sy oë van Jesus af was, toe die disippels in die bootjie was en die storm daar was en hulle Jesus wakker gemaak het, het hy die see stil gemaak. Maar ek het nou goeie nuus vir jou. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 13 vers 5 dat ons moet onsself ondersoek en vasstel of ons glo dat Jesus Christus in jou is. Kan jy sien, in plek van laat jy nou in 'n boot sit en Jesus in die bootjie saam met jou is, het die prentjie nou verander. Nou het God ons sy woonplek gemaak en nou het Jesus ons, nou vul hy ons en Jesus Christus leef nou in ons. So met ander woorde, ons het toegang, ons het mag, dieselfde mag en krag wat Jesus gehad het, toe hy daai wonderwerke gedoen het, omdat hy nou in en deur ons leef. So dis baie belangrik om te besef waar Jesus is. Ek weet Jesus is alomteenwoordig, hy's in die hemel, maar jy moet nooit vergeet dat Jesus Christus ook in en deel van ons is nie. Nog 'n voorbeeld vir my is Jehosafat in die Ou Testament, daar in 2 Kronieke 20. Nou, hy het 'n magtige vyand in die gesig gestaar. Dit was van so 'n aard dat die volke wat teen hom opgetrek het, hy het geweet, hulle het geen kans om te oorwin nie. Hy en sy manne, hy het geweet, hierso is groot probleme. Toe kry hy die hele volk en wat doen hy? Hy haal sy fokus van die probleem af en hy maak God sy fokus. Hoor wat sê hy vir God? Ons het geen krag teen hierdie groot menigte nie, maar ons oë is op U. 2 Kronieke 20 vers 12. God het toe geantwoord, die stryd is nie julle sin nie, maar God sin. Wat interessant was, Jehosafat moes nie beklei nie om te oorwin nie. Hy het sy hele probleem aan God oorgegee. En selfs in die Nuwe Testament leer Paulus ons, werp al julle bekommernisse op Jesus, want hy sorg vir julle. So Josafat het oorwinning oor die Moabiete en die Ammoniete gekry. En dit is wat so wonderlik is. Ek wil net gou vir jou daai stukkie lees. Wees nie bevrees of verskrik van hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie,
maar dis 'n saak van God. Dit is vir my so wonderlik, as jy werklik jou fokus op God plaas, gaan hy vir jou deurkom. Dit maak nie saak waar jy is, wat teen jou staan, of wat teen jou kom nie. Al is dit van 'n ongeneeslike siekte tot 'n finansiële probleem, daar is niks wat groter as God is nie. Nou, hoor wat gebeur hierso, toe Josafat nou glo. En toe Juda op die wagkop by die woestyn kom, en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond, en niemand het vry geraak nie. In ander woorde, God het verwarring veroorsaak teen die vyand, dat hulle mekaar heeltemal uitgewis het. Vers 25 sê, daarop het Josafat en sy manskappe gekom om die byt in te samel, en hulle het by hulle 'n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry, en soveel vir hulle gebyt, dat hulle dit nie kon wegdra nie. En is dit nie wonderlik nie? Waar hulle bang was om dood te gaan, seën Vader hulle, en hy gee vir hulle meer as wat hulle op daai stadium nodig gehad het. So, om af te sluit dan, jou geloof in praktyk, vestig jou oë op God, nie op probleme nie, baie belangrik, soos Jehosafat gesê het, Here, my oë is op U. Praat met die storm. Jesus het met die storms gepraat, en dit het na hom geluister. Hy het gesê, swyg, wees stil. En dan belangrik, onthou wie jy is. Onthou wie jou Vader is, onthou wat jou Vader in jou gedeponeer het, en onthou dat hy wat in jou is, groter is as hy wat in die wêreld is. Nou, 'n vraag nou om vir jouself te vra is, volg ek probleme? Is my fokus op my probleme, of is my fokus op Jesus? Met ander woorde, is my fokus op Jesus, wat my na die Vader toe neem, waar my oorwinning is, of fokus ek die heeltyd op my probleme, wat my aftrek en my geloof afbreek? So, samevatting dan, Josef, onthou God se plan is groter as jou probleem. Petrus, fokus op Jesus, belangrik, nie op die storm nie. En dan Jehosafat, laat God vir jou veg. Baie keer is ons net in die pad van God. So, baie keer moet jy net een kant toe staan en sê, Vader, hierdie probleem is te groot vir my. Ek gee dit nou vir U, en ek gaan U nou loof en prys. Kom ons sê net dankie. Dankie Vader, vir die woord wat ons vrymaak. Dankie dat U ons gemaak het om oorwinnaars te wees. Dankie dat dit wat in ons is, groter as dit is wat teen ons kom. Ek wil bid dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister, wat 'n probleem het, Vader, dat U deur die Gees nou aan hulle die werklikheid en die grootheid van Jesus Christus in hulle sal openbaar, sodat hulle vry kan word en kan getuig dat Jesus Christus leef. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.